Yeah. Can I use your phone to see my questions, please? I sent them to you on WhatsApp. Mr. Bali, is it all right if I film you? Phone. If I film the interview? Yeah, of course. Yeah, no, it's all right. And then I'm going to Bert Dean after this, and she will have my consent forms. And next time she sees you, 100%. she will give you one to sign. Yeah. I think we'll start by if you could tell us your name, your age, and where you come from. Ronald Bali. Ek reken ek is in die omgewing van 68 jaar oud. En dan oorspronklik gebore in Parel. En mam is by die groot geword tienerjare. En toe ek onderwys gegee het, ek dan nou toe hier geword, uiteindelik die hoof van die skool vir omtrent 28 jaar. So ja, ek geburger in Ceres nou. I love it. I just love it here. So that is my background, but my family background would come from Genadendal, Moravian community, and part of I think my father was a great influencer in many things that I feel and think, and I always find him to be genuine in what he sort of showed or anticipated. Yeah, that's me. And can you tell me how you came to know about the uprising that happened in the Koa Boekeveld in 1825? Simply that there was a professor, Laura, that would have a lecture, information session. En my belewenis van geskiedenis was een van my hoofvakke gewees toe ek gestudeer het. En was altyd ontbrekend aan die geskiedenis wat my verteenwoordig of mense soos ek verteenwoordig. Maar die geskiedenis in Genadendal, die museum daar, het meer detail gehad. Soveel so dat ek toe uitvind, dit is op 'n laat stadium, jy weet hoeveel geslagte gaan jy terug. Jy kon die trouregisters kyk. En toe besef ek hoe vir die meerderheid van die kinders wat ek hier skoolhoof voor is, het nie toegang tot geskiedenis nie. En toe Laura die lesing dan nou aanbied, het ek gegaan net as 'n twyfelagtige deel van die gehoor. Wat sy genoem het en die simplisiteit waarmee sy genoem het regtig dat die moeite werd gemaak. As I understand it, that after certain members of the community came to the lecture, they decided to establish a steering committee. Ja, correct. Yeah. And can you tell me what your involvement has been in commemorating the uprising? All right. Daar het 'n groepie bymekaar gekom. Berdien is 'n fantastiese loopser, initieerder, en my bewondering gaan uit na haar vir die onpartydige benadering tot. En dit is wat my pas, as iemand wat regverdig wil wees in opinies. So jy soek nie iemand wat, en dit het sy gebied, daar gaan ons verder met dit. En natuurlik het dit toe in daardie lesing van Laura, het dit by my ontketen. Daar was mense wat gevra het, ek is 'n geland. Ek weet nie van dit nie. Hoe is dit gekonnekteer? En ek het besef dat dit verteenwoordig, daai uitgangspunt, verteenwoordig die verre groot meerderheid van mense wat nasate kan wees van slawerny. Die oudste genetiese materiaal van mensdom kom uit Afrika, die Kaap-omgewing, die Khoisan. En ons weet niks van hulle nie. Toe ek op skool was, absoluut niks geleer van hoe ons gedefinieer was om te wees
Ons het nie geskiedenis geleer, maar ek het geleer van al jou Europese leiers. Jan van Riebeeck, Vasco da Gama en groot trek in die Bloedrivier en dan hoekom? Die groepering wat saamgestel was, waarvan ek deel was, het onder andere lede in wat hy vergadering bygewoon het, Sydney, Davis, en dan van die geland, manne wat die van dra geland, so hulle belangstel. Myne het gekom uit die begrip van, dis nie net die geland se geskiedenis nie, dis die geskiedenis van Suid-Afrika. En as daar 'n bydra te lewer is, ek het ook geantisipeer, baie vroeg. Het gaan nie 'n maklike taak wees om iets te doen aan die geskiedenis soos nagevors nie. Want wat ek weet, dit is altyd beperk tot die mate van wat is veilig vir julle om te weet. En daar's 'n uitgangspunt wat sê dat die spektrum vir gesprek, vir opinies, word beperk. So as wie ook al in beheer van ideologie, omdat hulle die middele het tot pers, tot kuns, tot die ekonomie, tot skole, tot wie ontwikkel tot op watter vlak, wat is die toelating tot universiteite en vir wie is dit beskore en vir wie moet dit 'n voorreg wees. Daardie beheer is 'n beheer van 'n spektrum van oor wat jy kan praat. En binne die spektrum kan jy vrye opinies spreek. Maar dit is 'n begrensde spektrum. En dit skep 'n illusie van vrye spraak. En dat ons is nie soos die kommuniste nie. Hier kan jy jou sê. Maar wat jy nie besef nie, die spektrum waarbinne jy die opinie kan opper, is beheer. So, toe in die gesprek die by mekaar kom, was dit hoofsaaklik die wat nie wit is nie, die bruin was. En ek was daar saam met nog 'n paar mense van die gemeenskap en Kouebokveld gemeenskap. En onder andere, wie speel nou wat 'n rol? Ek wil nie die rol as voorsitter neem nie. Dood eenvoudig. Dis nie die beste plek om eerlik, spontaan en 'n bietjie emosioneel bietjie te bring 'n helderheid wat nie altyd ontvanklik is nie. So ek sou lid van die komitee wil wees, maar nie in 'n posisie waar ek beperk word. En toe word ek media gegee. En ek waardeer die media gedeelte. So dit is basies die taak was, bly dit daar of moet dit verder gevat word? En dis waar die idee gekom het. Dat het iets histories gebeur, maar mense weet daarvan. Hoe kan 'n mens die groter groep wat dalk bly en nie weet waar hulle vanaf kom nie, kundig maak oor hulle self? Of ten minste idee skep. Die van wat jy het, waar kom die van vandaan? Want 'n slaaf het sonder dokumente hier aangekom en is hier van gegee, byvoorbeeld. En dit kon ontwikkelde mense gewees het. Sosiaal en andersins. En is hier gebring. En maar daar word jou gesê, slawe was onontwikkeld en toe. Wie sê dit as jy nie weet? En die geskiedenis is doodgemaak en vernietig. So, hierdie geskiedenis moet leef. Maar dit moet nie net leef vir my om pyn te regverdig nie. En ek dink die lesing of die lese van hierdie groep was en wat behoort die rol te wees? Nou my een moet nie verskonend wees oor waarheid nie. Maar waartoe moet dit vir ons lei? So ons moet onthou. We must remember. En dan moet ons as 'n gemeenskap wat deelnemend die geskiedenis van ons land, wat jou kleur ook al mag wees, dat ons sal onthou. En dan die heel belangrikste is, dat ons sal groei. That we come to an understanding of the value of everybody. Yeah. That's very interesting because I have questions for you about what you think this story means to the people of the Bokkerveld, but I think you have answered that in saying
even in the beginning of your answer when you said, you didn't learn about the Khoisan in history in school. We have actively hidden those stories from people. And that means that people don't just not know the history of our country, but it means that people don't know the history of themselves. Correct. We've distanced people from their own ancestry and heritage. And by remembering in this way, by telling this story, we are creating a space not to rewrite what's true and what's not true, but to allow people to understand and investigate. Is there anything you have answered this question in a sense, but I want to ask it in case there's more you'd like to say on why is it important to tell this specific story? Ons is, jy weet, daar's 'n lang stryd in Suid-Afrika. Wat ons gedog het nou onlangs begin in die 1960s. En hier vind ons dat die gees van nie aanvaarding van onregverdigheid het in 1825 en vroeër begin. Dit gee perspektief. 200 jaar voor dit het Kortoa aan die Kaap. En wat met daar gebeur het? En 'n stelsel. Jy kan gaan kyk na die ontstaan van die groot kerk, die grote kerk. 'n NG, geestelike ding. Aanvanklik was slawe en nie wit toegelaat om in dieselfde kerk diens by te woon. Wat gebeur dan met die Christene wat welvaart beleef en wat regverdig dit wat hulle moet doen om die welvaart te hê deur wat teenoor ander mense te doen? Dis 'n ou storie. Wat in moderne tyd gesofistikeerde reëls en regverdiging kry. En daar's 'n quote van die een of ander aard wat ek gelees het wat sê ons leef in 'n tyd en ek kan amper my hele lewe dit so onthou. Waar sommige mense trots is oor dit wat hulle eintlik beskaamd oor moet wees. Vat net daai greep. If you've got all the balance religious wise, you've seen the light, and you think you've got the right to preach to me and everybody about it and show what is morality, en jy wys dat daar sekere mense wat dronklappe is, daar sekere mense wat onsedelik is, en almal van hulle toevallig is jy wat nie. Ons is die heilige groep, ons is die goed. Die Here het wit geword in die voorstelling, en dis 'n Europese ding, maar dit kom van die engele is wit. Daar's baie mooi dinge wat ouens nou deesdae sê, en hier kom al hierdie manne wat vir jou kan vertel van die wit God, wat argeologies nie korrek is nie. En terwyl hulle vir jou leer om te bid tot hierdie God, en jy jou oë toemaak, toe die manne in Afrika hulle oë oopmaak, terwyl hulle gebid het aan hierdie wit God, toe hulle nie meer grond nie, hulle het nie meer vee nie. Hulle is besteel deur dieselfde mense, en dis waar ek weer terugkom. Hoe kan jy trots wees, en jy noem hoeveel geslagte, met trots, jy ontwikkeling gebring het in Afrika? So, vir my is dit, die skaamteloosheid, om te dink jy kan in 'n aparte woonbuurt bly. Jy kan die welvaart beleef. Ek het nou onlangs gehoor, wat is die gemiddelde inkomste per blanke persoon, of wit persoon, Indiër, bruin en swart.
Dit sê dit alles. Ry jy deur die Koue Bokkeveld, wat sien jy? Grond. Die mense wat hier beweeg het in 'n baie meer gesofistikeerde spiritualiteit oor nie dinge vir hulle self te eis nie. Ek romantiseer nie dat daar nie probleme was in oorloë en beklei nie. Maar daar is 'n sens van ek respekteer die aarde. Ek respekteer die natuur. Vroue in die Khoisan gemeenskap, vroueregte het meer gehad as vandag. Hier gaan nou 'n gerasie plaasvind. Ek weet nie 'n onderbreking. Hy gaan net inkom. En is dit alright? I like what you're saying about So when people say the farmers live off the land. Yeah. But the people before lived with the land, in the land. They didn't take from it. Hello. Ja. En waar lê gesofistikeerdheid? If you want to project yourself as being civilized and, developed, look at history. There was another guy who said, the Indian chief, Native America, that said, die inheemse bevolking wou na alles net erkenning hê oor basiese goed wat alles in was en hulle het nie kontrakte gehad om te sê hierdie is myne nie. Alles is opverdeel deur mense wat kom van waar kry jy die audacity? Uit jou godsdiens, uit jou wat wees, en ek wonder baie keer hoe gesofistikeerd die aard van die mense wat gekom het. Frankryk moes hulle gevlug het vir godsdienstvryheid, protestante. Die ouens op 'n boot was jou ongesofistikeerde ouens wat vir 3 maande langer op 'n boot moes kon wees. Hulle het niks gehad in Europa, basies nie. Dis hoekom hulle daai soort jobs kon doen. Was hulle geletterd? Maar aan hulle was hierdie aarde opverdeel. Waar mense vrye toegang gehad het tot sekere areas. Nou kom ek terug. Dis hoe mense hier bestaan het. En elke keer as ek deur die Koue Bokkeveld ry, en ek sien die boorde en ek sien die kampe, en jy sê jy is gesofistikeerd, want jy het miljoene, maar hierdie grond, waar slaap jy met jouself en waar kom, of as jy so gekondisioneer dat jy glo dis jou goddelike reg. En dan praat jy van 10 geslagte. As ek dan Khoisan en ek glo dat 'n verdwaalde geen van wit en bruin en Indiër en wat 'n vermengde groepering van mense. Waar leef in Ceres, in Bella Vista, in Hamlet, op die berg, in die res van ons land, mense in absolute armoede, bly in die berg, bly in hokke, het 'n lae selfbeeld. Hoe dit tot stand gekom? Kinders wat nie droom nie. Hoe jy ook al beklei. En binne die spektrum van behuising is ons tevrede om in hophuisies te bly. Hierdie sub-ekonomiese huise te bly. Ons droom nie meer verder as die spektrum wat vir ons gegee was, waarbinne ons kan praat. Miskien 'n keer hierdie hophuisie net 'n toilet by. Ons dink nie aan speelparke nie. Ons dink nie. Miskien praat ek vermeng oor die vraag is wat wil ek nog bysit? Ek wil hê dat aan navorsing het ook getoon dat as enige trauma jou getref het, is politieke stelsel of 'n oorlog of wat ook al. Dit sal vir 14 generasies daarna reflekteer in die nasate van. Dan begin ek op hierdie stadium begrip kry oor my eie tekort aan wat die geskiedenis geïmpliseer het vir my en ander. Dat kinders kan nie droom nie. Want die kind van 'n slaaf het noodwendig
ook by geboorte 'n slaafmentaliteit vir dit wat normaal lyk. En as pa geslaan word voor jou, net so terloops, en dis nie beskuldiging nie, dan moet nie 'n revolusie kom nie. Die revolusie moet hier binne plaasvind, maar ek begin al hoe meer twyfel, hoe ontvanklik is jy vir waarheid? En daar kom ek terug. Dit, as ons net kan hoor dat mense dink oor dit en mense, en as dit die beweging is wat sê, ons sal nie hemele kan verander nie, ons sal nie die wêreld kan totaal verander nie. Maar as ons 'n respons is vanuit groeperinge wat wit is, so sê, ons het nie geweet nie. Vir my is dit 'n helder moment. Jy moet erken, hierdie deel van geskiedenis, jy soek verneek. Hulle het vir jou karat voor die oë gedraai. Die geskiedenis is vernietig en weggehou. So, as meer as ons, maar ook die mense wat eintlik nou al in 'n formaat is, wat hulle dink, dis maar my lewe. Jy weet, as ons daar 'n sensitiwiteit en 'n kennis kan bring, en 'n waardigheid terugwen, stukkie vir stukkie, is dit vir my al amper genoeg. Ek wil niemand se plaas hê nie. Alhoewel daar wetgewing moet kom om te verandering, om te besef, wat is die regstelling? En my droom is dat ouens wat dit het, wat besef, ek moet skaam wees oor wat ek spog mee. Ek behoort eintlik te sê, ek moet deel, dat daar nie mense en kinders is wat honger is nie. Nou, ek weet, nou gaan ek na die dromerige wêreld van. Maar myne het te doen met 'n bewustheid van, wat is jou stand? Wanneer het wit so superieur geword? Jy weet, ek was jonk, en miskien is dit my persoonlike, en ek weet, jy het nou die deksel kon oplig, man, om te praat, you open the gate. Toe my oudste seun gebore word. Voor dit, daar was 'n digter, Adam Small, breingedigter, hy was 'n professor in sosiale wetenskappe, maatskaplike werk. En hy is geskei van sy vrou, en terloops toe ek na matriek by 'n onderwyskollege land, toe bied sy Afrikaans aan. Maar sy was weer getroud. En ergens kom ons in Afrikaans by gedigte, en in die gedig is daar 'n gedig wat sy praat oor Adam Small se gedig, waar sy kind gebore word, en nou moet die kind se doop gaan registreer. To register his birth. En die enigste opsie is vir hom, om hom as 'n Kaapse kleerling te registreer. Maar as jou begrip ontwikkel is van wie jy is en wat probeer mense op jou afdring, dan rebelleer jy. Dis jou kind, dis jou wese, dis jou droom vir die toekoms, weet. En toe begin ek nou altyd as 'n ou wat meer vra as wat jy moet vra vir haar. En in daai proses kon sy nie die versoeking weerstaan om te sê, ek vra haar, hoe weet sy so intiem van die ma wat verwagtend was, moes ry in die agterste klein gedeelte van 'n railway bus van Kaap na Caledon, die grootste gedeelte met mooi sitplekke wat min beset word, is vir wit. Dis die belewenis. En nou ry hulle en verby al die strande staan daar wat jy kan swem en wat mooi is. Dis wit. Niemand anders mag gaan swem nie. En toe skryf hy onder andere, as oordeelsdag kom en die Here sê, julle moet hemel toe kom, julle wat wit is, dan gaan baie wit mense weier en sê, nee, ons bly in Suid-Afrika. en met dit terugkom, het hy dit geweier. En die bottom line is, toe vra ek haar, hoe weet sy van dit in die bus? Hoe weet sy van dit? Want waar is die navorsing dat ek het kan opvolg? Toe sê sy, ek was getroud met Adam Small. Ek het sy kind gedra, en ek het sy kind gebaar. En wie ek vat dit wat nou verwoord wat in my gaan. Nou, toe ek nou uiteindelik trou en my oudste kind word gebore, toe moes ek dieselfde doen. En ek gaan en die jong wit klerk wat daar agter is. Ja, wat 'n ras?
My antwoord was, ek was 23 jaar oud. Jy skryf wat jy dink, want dit verteenwoordig nie wat ek dink en voel nie. I couldn't limit my son. Ja, nee. Dat mense weet dat is waardig. But sorry for that. No. It's what you say about the white people won't want to go to heaven because they're going to be in South Africa, and it's about the people who don't want to know, or sometimes they just don't know, but people have to face the history. That's all. They have to listen to the stories. You say, like you say, I don't want your farm, I don't want your things, I want your attention. Yeah. I want you to listen. I want you to think. And maybe just your conscience. Mm. Just for a little while. Mm. Just think as the person you portray yourself as. So I was very doubtful about Christianity. Mm. I grew up in the church, the NG Kerk, and the dominee stayed in the white area because of laws. You couldn't attend any white church. So God is a separate thing. Mm. So I come to believe more about the spirituality, whatever the name might be. And maybe they were a sophisticated group of people who understood spirituality much better than the gods we created. Not that there is no God, there's different opinions about it, but just how do you come and anyway, sorry. How do you enforce your belief on someone else? How do you know who can know that they are so right? Okay. Who can believe that they are so blessed? Like you say about, white people coming to South Africa and think that it's their God-given right to take. Yeah. How can... And to kill, eh? Mm. What do you call that process when the Indians did that? Scalping. Oh. You know that was done to the Khoi and the San, and they were paid for it. Yeah, people... To get rid of an inferior pest, And the ears. And the ear. And the hands. Now you see, that is the truth. But people don't want... White people in South Africa don't want to listen because they don't want to think that their great-grandfather did that. Yeah. But they have to. You know how many children, whilst I was principal, how many children is of white origin in this modern time? And there's a history of that. So it is just this thing. There's nothing new. Whatever we call it, whatever we hide, the same things. People going to prisons, how they are treated, handled by police. In the time that I was, when laws were, and even when the National Party was still having an influence on, it is just, we don't grow. And this maybe this thing that I would like to put out there. There's this, I always call it somebody said, because I'm not interested in names, and sometimes I am. I'm interested in what you say, You were asking me, how do I maybe evaluate a person? I'm trying to evaluate myself from time to time. And I'm very, very egocentric. I think I'm always right. That's a human condition we need to fight against. Eh? Sound quite right to me. But this is this. If we can just look at what we are doing, what has happened then, it's about money, it's about the economy. And that is the justification for ignoring facts. Because we've got this fear, we must share. We want to hold on. So it's not what you say you are.
It's what you do. Plain simple. And then the last thing, we can measure a lot of things. I was looking at, there was a topic somewhere, and what is the speed of light? And we know that. We have the ability to check it out. And what do we need to check it out? And where does money go? Science is important. There's another aspect of this total life that is so important. Maybe we should start there. So it shows that you can travel, light of speed is 299,000 kilometers, but rounded off 300,000 kilometers per second. We know that. So if we want to travel to the moon, it will take us about 1.3 seconds. We know that. Even moving to the sun, that will take us 8 minutes. All right. So if we know that, and we invest in these kind of things and not in the humanity, we must have the technology. Must we fight wars? What wars are we fighting? What part of the budget goes into that? That is I don't know where it grew. Must I say the Western civilization has created this? And so if we have all those things, but we can't measure humanity in the sense that we can improve that. What is the conditions? What is the social conditions we have? Crime, unfair rules, laws. Why do we hang on to it if it's not fair, if it's not humane? The access to medical, what do we fight? We fight against, like, the Bella law. Wat is die essensie van die Bella wetgewing? Wat moet ons doen? En wie rebel against it? Just see who. Die nasionale wet op gesondheid. National Health Insurance. Insurance. Wie kan bekostig as hy siek word en by 'n dokter uit te kom onmiddellik? En watter mediese hulp is tot jou beskikking? Die welvarende groepering, die wat geld het. Jy wat 'n mediese fonds aan kan behoort en dit maandeliks betaal. Maar weet jy dat kinders sit in 'n skool, siek, huishoudings wat, en hulle woon so ver weg, daar is nie publieke vervoer nie. Hulle moet stap. Tot vandag toe, verwagting. As jou vrou verwagtend is, watter mediese ondersteuning het, as gereelde ondersoeke. It's primitive out there. In most of our country. And still we eat in die duurste restaurante en ons spog oor. En die fout wat ek soms maak is om te sê, wit. Is die waarheid. Almal wat 'n bepaalde uitgangspunt aanhang, wat sy kleur ook al is. Het kan swart wees, het kan bruin wees. Maar as jy begin regverdig dat jou welvaart bo menslikheid kom, en jy ondersteun 'n groepering wat onmenslike wetgewings in stand wil hou, of nie regverdige wetgewing nie, daar's nie 'n kleuronderskeid by my nie. Is wat doen jy? Nie wat jy vir my wil vertel nie. Ek wil eindig met dit, hulle sê daar is 'n manier van praat en jy noem dit tweespraak. Die Indians so gesê het, forked tongue. You speak with a split tongue. Ne? What you hear a person say and how good it sounds, especially politicians and people of wealth,
is not what they actually mean. The implication of that is that somebody will have less so that they can have more. Yeah. Thank you so much. That's really... The only woman that nearly made me cry, was my wife when she was 16 years old. And I said to her, I love her. And she told me she wants to become a nun. And I nearly cried. And then I decided then I should become a priest. And then I knew, het sal nie werk vir my nie. No, I'm joking, but in a sense it's true, eh? That's what she said to me. No, I never knew it was still, so na aan die oppervlakte nie, né? Maar baie dankie dat jy gekom het en dankie dat jy my vroeër ingepas het. It's been a pleasure speaking to you. I think I'll turn off the recording.